Vader, as daar een ding is wat ons bid, na die aanleiding van daardie gebed wat U ons geleer het. Dis waarop ons gefokus is en dis wat in ons harte is, Here, is om U koninkryk te sien kom. Ons bid vir die koninkryk om te kom in Lichtenburg, ons bid vir die koninkryk om te kom in ons omgewing. Ons bid vir die koninkryk om te kom in elke hart. Ons bid vir die koninkryk om te kom in ons dorp. En dat U wil geskied. Vader, ons dank U dat U wil is lewe en oorvloed. En dis ons gebed, Vader. Vader, ons dank U net vanoggend dat ons die voorreg het om U te kan aanbid. Vryheid. Ek wil U dankie sê, Vader, vir hierdie groep mense hier agter my, voor ons as 'n gemeente. Wat hulle self gee om ons te bedien met musiek. Ek dank U vir die salwing wat op hulle is, dat hulle kan voorloop en ons lei in lofprysing en aanbidding. Ons seën hulle en elkeen van hulle wat nie op vanoggend hier is nie. Ons dank U, Vader. Ons dank U. Dankie, Here, dat U ook mense byvoeg. Dankie, Vader, dat ons vanoggend die geleentheid het om U woord te ontvang. My gebed is dat U ons sal help, Heilige Gees. Help ons om te hoor, selfs dit wat nie gesê word. Maar dat U ons sal inlei in die volle waarheid in. Ook van hierdie baie, baie belangrike onderwerp waarmee ons besig is. En ek dank die Heilige Gees dat U vir my help. In die naam van U. Amen. Net vir ons die ligte aansit. Want wat daar agter vir my waai, hy sê, hy soek al die jeug asseblief. So die jeug kan uitbeweeg. Asseblief. Dankie, maar nou julle. Ek is baie dankbaar, ek moet vir julle regtig sê, ek vir elke instrument. Maar vanoggend is ek net baie dankbaar vir die dromme. Ou Rolf en Marno wat partykeer vir ons net instaan. Ek wil hulle net vanoggend sê, dank jou, eer jou. En vir Marno is hy partykeer op die dromme speel, maar elkeen wat hier is, wat die ouens wat sing, die amper sê die orgel, keyboard en die gitare, ag, prys die Here. En ek glo die Here maak voeg by. Ook by die media, as die Here vir jou op jou hart lê om betrokke te raak, asseblief. Ek dink nie ons weet altyd, Jan vertel vir ons partykeer wat daar agteraan gaan, daai ouens is besig. Hulle kry nie vir jou kans om diens te hou nie, want hulle is heeltyd besig. En dis nie altyd so maklik nie. Skiet tog. Nou, ek is besig met kinderopvoeding. Ek gaan vandag die tweede deel doen. Maar ek het net besef, daar's soveel wat gesê moet word en behoort te word, dat dit onmoontlik is om nie net hier en daar te raak nie. So dis eintlik wat ek doen. Maar ek het tot een gevolgtrekking gekom. Hier is dit en ek wil hê, julle moet saam met my sê. Ek het die heel bo aangeskryf. Heilige Gees, help. Dis al wat ek kan sê. Help. Stem julle saam. Sê saam met my, Heilige Gees, help. Holy Spirit, help us. Want eintlik is dit 'n wonderlike voorreg. Die woord van die Here sê kinders is 'n erfdeel van die Here. Kinders is 'n erfdeel.
Dis 'n inheritance. Kom van die Vader af, wat hy vir my en vir jou gee. En die een ding wat ek, daar's 'n paar dinge wat ek net gaan noem, wat hoofpunte is wat ek gaan doen. Ek gaan nie, wat ek vanoggend wil noem. Die eerste ding wat my getref het, is op 'n stadium het ek besef, jare gelede, dat my kinders het nie gevra om hier te wees nie. Ek en my vrou het. En in party situasies is dit so dat dis is op 'n ander manier, dit was nie 'n pa en 'n ma wat besluit het nie, maar op ander maniere gekom het. Feit van die saak is in die eerste plek, die Here wou jou hier gehad het, dis kom jy. En ek wil sê, dit maak amper die saak hoe jy hier gekom het nie, maar die feit dat jy vanoggend hier sit, die Here se toedoen. Maar dit kom daarop neer, kinders vra nie, hulle het nie aansoekvorm ingevul en gesê ek wil graag gebore word nie. En as jy eintlik daaraan dink, is dit scary. Want hulle is hier omdat ek hulle hier wou gehad het. En dit het aanleiding gegee tot die volgende ding wat ek net besef, dis 'n ewigheidswese wat deur my toedoen, my en my vrou se toedoen in hierdie wêreld ingekom het. Met ander woorde, ek het 'n verantwoordelikheid voor die Vader. Want as ek nie deur die genade van die Here doen wat van my verwag word nie, kan dit wees dat my kinders eendag verlore is. Hey, dis vir my die ergste ding om te dink, dat ek is verantwoordelik, dat daar iemand eendag in die ewigheid sal wees, wat die ewige verderf beleef. Omdat ek besluit het, ek wil hulle hê. Daarom, broers en susters, is dit waarmee ek besig is, baie ernstig. En as jy nog nooit die vrees van die Here oor jou lewe gekry het, dan bid ek dat dit nou sal kom. Dat jy en ek sal besef as ouers, dat ek en jy is verantwoordelik vir ons kinders. En party van ons kinders, dis eers op 'n laat stadium in ons lewens wat ons dit miskien verstaan, maar dat ons kinders al groot is en hulle selfs kinders het. Dan maak dit nog net soveel meer die verantwoordelikheid wat op my en jou is. Daarom is dit vir my en vir jou serieus om te luister en te hoor wat die woord sê. En om te doen wat die woord sê. Want dit gaan beteken ek moet eintlik by die Vader kom en myself, hoe kan ek dit stel, voor die Here bring en sê, Here, as ek gefaal het, as ek nie daar was nie, as ek nie weergebore was en hierdie dinge verstaan het nie, maar net aangegaan het en nou is ek weergebore en ewe skielik besef ek, maar ek het 'n verantwoordelikheid en my kinders is al groot, dan staan ek voor die Here. En ek prys die Here vir sy woord en beloftes. As 'n belofte wat ek glo, wat elkeen van ek en jy nodig het om na toe te gaan. En dis miskien die eerste een wat ek wil lees vanoggend is Handelinge hoofstuk Handelinge 16 vers 31. En in hierdie skrif, dis die tronkbewaarder van Filippi wat toe Paulus en Silas in die tronk was en daar 'n aardbewing gekom het en hulle die stok, soos hulle in Engels sê, het losgekom. So hulle was nie meer vasgebind nie. Vasgemaak deur die eisters en what have you nie. En hierdie tronkbewaarder het dit gesien gebeur en hy het besef, aarde, nou is ek in die moeilikheid, want hierdie ouens kan nou uitgaan. Nou wou sy eie lewe neem. Paulus sê vir hom. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou sin. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en
jou gesin. Dis 'n belofte wat elke ouer moet hê, neerskryf, want dis 'n woord van die Here. Wat hy vir my en vir jou sal sê, wat hy vir my en vir jou sê, glo in die Here Jesus Christus. Dis ek. Uit die aard van my saak my vrou ook. Maar okay. Ek, enkel moeder, enkel vader, maak nie saak nie. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dis 'n belofte. En jou gesin. Daar's 'n stadium in my lewe wat ek voor die Vader gestaan het en gesê het, Vader, ek verklaar vandag in die naam van Jesus, die dag as ek in die ewigheid voor U staan, voor die regterstoel van Christus, sal ek en my hele huisgesin voor U staan. Selfs my kleinkinders en agterkleinkinders en agterkleinkinders. Dis waarvoor ek staan. Dis waarvoor ek die Here vertrou. Op grond van die woord van God. En dis 'n afgehandelde saak. So, maak nie saak waar jy is en waar jy in die journey is ten opsigte van kinders hê en kinders grootmaak nie. Ek gee nie om nie. Dis waar dit begin. Dis die eerste stap wat jy na die woord toe kan gaan. En ek wil sommer terselfdertyd sê, ek moes repent, ek en my vrou, in die verlede al. Ek moes al vir my kinders om verskoning vra vir die foute wat ons gemaak het. Ek wil vandag vir u sê, daar's nie een perfekte vader of moeder nie. Daar is nie so 'n ding soos perfekte ouers nie. En ten spyte van die feit dat ons partykeer verstaan en nog dinge weet van die woord, maak ons nog steeds foute. Want dit is hoe dit is. Maar dit help nie om daar te gaan kamp opslaan en daar stil te gaan staan nie, maar om voor die Vader te staan en sê, Here, vergewe my. Maar nou vra ek jy, dat selfs dit wat ek 'n fout gemaak het, om te draai, dat dit ten goeie. Want dit is die vermoë van die Vader. So ek wil vandag vir u sê, as u foute gemaak het, dan wil ek vandag vir u sê, ek wil vir u hoop gee. Hoop in die sin van, jy hoef jouself nie af te skryf en te sê, Here, ek het droog gemaak, kyk net wat die gevolge is. Nee. Jy kan na die Here toe gaan sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek vra U om my te vergewe. En as jy kan om na die kinders toe te gaan en vir hulle te sê, ek het foute gemaak. Die lewe wat ek gelei het, was nie die lewe wat julle kon navolg nie. Dis hoekom julle nou is waar julle is. Want ons kinders word wie ons is. Afgehandel. Hulle word wie jy en jou vrou is. Dis wie hulle word. En as daar nie 'n pa of 'n ma is, maak nie saak nie. Hulle word wat hulle kry. They become what you are. En dis een van die verdere scary dinge vir my. Want die flaws wat in my is, gaan oor na my kinders toe. Dis net hoe dit werk. Ek kan vir hulle die regte dinge sê, maar as die verkeerde dinge in my hart is, gaan hulle die dinge wat in my hart is, wat ek doen, agteraf wat hulle nie van weet nie, gaan hulle doen. Dis hoe dit werk. Dis die beginsel van, ek onthou net in Engels, mumps and measles. Jy kan vir jou kinders sê, ek het measles. Maar jy kan pampoentjie sê. Raai wat gaan hulle optel? Pampoentjies. Nie measles. Jy dit nie mooi verstaan nie, te veel worry nie. Okay. So met ander woorde, ek het 'n verantwoordelikheid. Hier is die volgende ding. Jare gelede het iemand vir ons gesê, ek sal sê wie dit is, Alena Ferreira. Eendag met haar gesit en gesels. Ek en Lien. Sy het vir ons gesê, my kinders, nie een van my kinders kan iets doen wat sal maak dat ek hulle werp nie. My kinders het ek lief omdat hulle uit my
En ek sal hulle lief hê vir die res van my lewe. Ongeag wat hulle doen. En ek is aan hulle verkoop. Ongeag. Dit is vir my baie belangrik om dit te verstaan. Want dit gaan terug na daai punt toe wat ek vir julle nou gesê het. Op die einde van die dag het ek en my vrou besluit om hulle te hê. Daar te hê. Daarom is dit belangrik, broers en susters, dat ek en jy ernstig sal wees met wat God se woord. Want daar gaan eendag 'n dag wees wanneer ek voor die Vader sal staan en wat hy sal vir my sê, my kinders was 'n erfdeel wat ek vir jou gegee het. Wat het jy? Ja, en ons maak foute, broers en susters. Ek het dit nou klaar gesê. So dis hierdie goed wat ek met julle deel is baie serieus. Nou vir my as 'n ouer is die eerste verantwoordelikheid wat ek het is om te sorg dat my kinders, in eerste plek moet ek weergebore, maar die eerste ding wat ek daarna sorg, dat hulle weergebore. As jy ouer is, jou kinders ouer is, en al volwasse is en getroud is, dan is dit moeiliker as wanneer hulle klein is. As hulle klein is, bring hulle kinderkerk toe. Want ek wil vandag vir jou sê, eerste ding wat Tersia met mense doen, en ek eer Tersia daarvoor. Hulle sorg dat elke kind wat deur hulle hande gaan, daar, kinderkerk, weergebore. Maar 'n nuwe maatjie is, word daar 'n gebed gebid om weergebore te word. Kinders is anderster. Hulle is ontvanklik, dit gaan maklik. Ek wil vandag vir die ouers help. Hy was 4 jaar oud. Sy weergebore. 4 jaar oud. Ines het saam met haar gebid. En sy het haar gebid vir die vervulling met die Heilige Gees en sy het in tale gepraat. 4 jaar gelede. My seuns was 'n bietjie ouer, hulle was 6 jaar oud. Dis die tyd vir kinders om by die Here uit te kom. En ek sê dit nie omdat ek sê die Here dankie vir die genade. Dis genade om dit te verstaan. So die eerste ding is om seker te maak dat my kinders, dan my kleinkinders, weergebore en vervul word met die Heilige Gees. Ek prys die Here, want dit is wat daar by die kinderkerk aan die gang is. Wag nie vir later as hulle nou volwasse word. Broers en susters, die beste is vir hulle om op daai basis, dis die tyd wanneer daar die basis moet gelê word. Nou, die volgende punt wat ek wil noem, as 'n klomp punte wat ek net gaan noem. Volgende punt is onvoorwaardelike liefde. Maar een van die hartseer dinge is dat 'n kind veg. Sy kinders moet sê hulle presteer of wat is die ander regte woord? Wat is die Engelse woord? Perform. Dankie. Hulle moet perform om aanvaar te word. Broers en susters, my kind behoort nie te perform om vir my aanvaar te word nie. En dit gaan so wees dat van jou kinders kan verskil. Jy kry diegene wat my oudste seun, ek kan vandag vir hom kinderreis nie hier nie. Hy het 'n sterk wil. En ek wil nou nie, ek wil voorbeeld genoem, maar daar's nie tyd om dit. Sterk wil. Dis nie sleg om 'n sterk wil te hê nie, maar dit gaan effort kos om die kind te help en om te rig om in die regte rigting te gaan. Zeker het hy die ekstra pak slaag gekry.
Maar hier is die ding, broers en susters. Ek wil vandag vir jou sê. Ek het 3 favorite kinders, biologiese. Ek en my vrou. 3. Hulle het nou vermeerder na 5 toe. Want my aangetroude kinders is net so my favorites. So ek het 5 favorites. En ek het 5 kleinkinders. 5 favorites. Daar's nie een wat ek bo die ander stel. Daar's nie een wat ek bo die ander stel. Byna toe. Ek gaan vir julle sê, ja, jy trek hom voor of trek hom voor, maak nie saak nie. Dit moet in jou hart wees, as 'n ouer. Volgende punt wat ek wil noem, is deel van opvoeding. Dit wat uit jou mond na jou kind. As hoeveel kinders, wat in die verlede, wat volwassenes is, wat ek by gesit het, ek en my vrou, verskillende omstandighede, wat 'n ouer nooit mooi en goeie woorde gepraat het. Nou, een ding is wat ek vandag vir u sê, jy weet, dis vir my interessant. As 'n babietjie begin loop, en sukkel om te loop, en val, en staan weer op, dan cheer ons as ouers die kinders. Dis mooi, en hulle is te happy. En ergens langs die pad verloor ons dit. Dan as ons kind nie doen wat ons, na aanleiding van my verwagting, dan sê ek vir hom, nee man, wat maak jy? Jy kan beter. Daai erkenning verdwyn. Daai een ding is wat ons nodig het om te leer, as man en vrou teenoor mekaar, erkenning te gee. Jy kry party kinders, maar dit is net so. Hulle talente lê op 'n ander vlak. So hulle gaan nie die dik doeksleerling in die klas wees nie. Heel erkenning. Hulle 'n presentasie in die skool het wat volgens jou nie heeltemal aanvaarbaar is nie. Wees versigtig. Die erkenning daarvoor. Maar sê, weet wat, ek dink jy kan volgende kwartaal miskien 1% of 2. Maar doen dit na die tyd, nadat jy erkenning gegee het. Want baie keer kom 'n kind huis toe met 'n redelike rapport. Die ouer sê, ja, is alright, wat kan beter. Hey! Don't do that. Moet dit nie doen nie. Later dan. Sê vir hom, man, jy weet wat, trots op jou. En kom ons try volgende kwartaal. Kom ons kyk of ons 1% of 2 verder kan gaan. Ons moet erkenning gee. Daar iets is wat gedoen word wat goed is, gee erkenning. Ek en jy, as volwasse, is afhanklik van erkenning. Of jy nou daarvan hou of nie. Dis nice om te hoor, jy het iets reg gedoen. Jy vrou vir jou ordentlike kos maak en gee erkenning. Maar wat kan ek doen dat jy my erkenning? My vrou gee vir my erkenning. Dis al vir my by die huis, baie keer na die dien. Altyd nie. Wat is jy het dit gemis. Maar dan sê van almal wat vir my sê, jy het goed, dit was 'n goeie preek. Sy die belangrikste een.
want sy ken my. Sy vir my sê, dis alright. Okay. Broers en susters, ons woorde, spreekwoorde, wat stig, wat opbou. Nooit vir 'n kind sê, dikwels, nooit vir 'n kind sê, jy gaan niks in jou lewe bereik nie. Kyk net hoe gaan jy aan. Excuse, shame on you. Shame on you. En nou wil ek terselfdertyd daai woorde eintlik terugtrek. Want baie keer word ons groot in 'n huis as ouers, wat dit nooit met ons gebeur het. Wat jou ouer nooit vir jou gesê het, wel dan nie. Dan doen jy dit maar met jou. En dan die belangrike deel is om te besef, een van die dinge wat vir my belangrik is, die grootste geskenke wat 'n pa kinders kan gee is om hulle pa lief te hê. Een van die grootste geskenke van 'n ma is om die pa te eer. Word al hoe stiller. Maar ek aanvaar die woord gaan in. Ek het dit verlede week genoem, wil dit weer sê. Die woord sê in Spreuke, stuk 22. Sê die woord. Hou van die Engels eintlik. Vers 6. Oefen die seun volgens die eis van sy weg. Die Engels praat van train. 'n Kind is trainable. Baie interessant, ek het Adel. Nou is nou iets. Daar sit jy. Kyk die hand op, suster. Marike, haar dogter, was vir 2 weke hier. Sy het 'n tweeling. Sy het vir my iets gesê, nou luister ek wat sê sy. Sê, daai tweeling is gewoond. As 'n sekere tyd in die oggend, wat hulle gaan slaap. Ek wil vir sê, net 'n enkel babietjie het, is al klaar 'n groot saak, maar as jy 'n tweeling het, as jy nie dit doen nie, vergeet dit. Jy gaan dit nie oorleef. Negatiewe beleidens, maar jy gaan swaar trek. Jy gaan swaar trek. Sy sê, hulle is gewoond. Jy het iets gesê van 10:30 in die oggend. 10:30. Dan soek hulle bottel. Kleintjie werk nie volgens 'n roosie nie, want weet, maar is gewoon daaraan. She trained. Sy het hulle geleer. Kindertjies klein is, leer hulle. 7:00 die aand, slaaptyd. Julle hoekom? Want as hulle slaap, is dit papi en mami tyd. Dan papi en mami so 'n bietjie tyd vir hulle self. Maar as hulle net gelos word en daar gat hulle en hulle is aan die gang, naderhand is dit 9:00 en hulle slaap nog nie en jy is nog steeds besig om hulle te organise. Children are trainable. Ek wil julle vertel van pastoor Ed Reybert. Dit was vir my skokkend geweest aanvanklik. Maar later ek besef, hy het in die aande, toe sy kindertjies nog borrel gedrink het. Dan sit hy sy babietjie in die pot, sekere tyd, gee 'n bottel, en sit 'n tafeltjie of iets daar naby neer. Kinder moet op 'n sekere stadium wees om dit te kan doen. Dan sit hulle die borrel vir die nag daar neer, langsam, nog 'n ekstra borrel.
Sodat as daai kind wakker word in die nag, dan vat die kind net die ander bottel en verder. Hulle maak die deur toe. En as die kind, kyk, daar's 'n skree en daar's 'n skree. Hulle weet hoe werk dit. Partykeer as die babietjie nie lekker nie, dan weet jy dit onder omstandighede, maar partykeer. Ons ook so gewerk. Sekere tyd van die aand sit ek hulle nie. Dit ons hulle nie weet. 7 uur. Helemaal. Toen na so 15-20 minute dan slaap hulle. Môre aand doen hulle dit weer. Derde aand, vierde aand. Bol, 7 uur. Kinders kan getrein word. Oefen hulle. Dit is een van die belangrikste dinge. Ja, maar kinders kan nie stil sit nie. Ek het 'n kompliment gekry, ek sê dit nou vir myself. Hy was 3-4 jaar oud. Dit was 'n Paasnaweek, daar was 'n konferensie by in Hatfield gewees en ons was daar. Ons was altyd by die konferensies. Dit was 3 jaar oud, sê. En in die vergadering, nou is die ou wat gekom het, nou is daar leiers en pastore in 'n vergadering, en ons sit daar en Rudy is by my. Ek dink Stefan was by hulle. Dit is nie deel van die storie nie. Maar Rudy sit op my skoot. En ons was meer as 'n uur besig. En toe ons klaar is, het hy heeltyd op my skoot gesit. Kom daai man na my toe sê hy vir my, I want to commend you. The fact that your little child sat on your lap for the whole time and did hy het 'n rondbeweging so, ek bedoel, daar is nie, hulle verstaan wat ek bedoel. Children are trainable. Okay. Nog ietsie sê ten opsigte van wanneer dit nou by sulke tyd is. Dat Boetiekie het nou iets aangevang wat hy nie veronderstel was. En is sulke tyd. Daar moet gedissipline. Daar's korreksie nodig. Wat doen jy? Gryp hulle in die arm en begin hulle te voeter nie. Dit het aanvanklik so gegaan. Maar hardloop Stefan hardloop by al in die rondte en ek probeer net 'n ou inkry. Lees ons 'n bietjie ons inligting. Ek besef ek dit werk nie so. So as dit tyd word, sulke tyd is, ek sou in die badkamer kry. Want so lank badkamer. Nie die kamer nie, die badkamer. Place of cleansing. Nou, sit ek in die badkamer, sit ek hier kan, dan sê ek vir hom, jy het dit gedoen? En die woord van die Here sê vir my, as ek vir jou lief is, jou pak slaag. Ek moet jou korrigeer. As ek vir jou lief is. Ek is lief vir jou. Dan sê ek vir die afhangende van die oortreding, partykeer was dit serieus. Sê ek, ag vir jou 3 hoog. As jy wegruk, ek slaan jou of ek slaan jou op 'n ander plek, jou verantwoordelik. Jy kry hom oor. Dis wat ons gemaak het. As hulle klaar die pak slaag gekry het, lekker gehuil het vir 'n rukkie, sê ek vir okay. Julle genoeg kans. Dan. Papa is nie kwaad vir jou. Weer. Dis nou iets ernstig was, dan vra hulle om vergifnis vir die vader. Ja. En dan kom die tyd van 'n restaurasie. Hy sê dit waar die bad stuff. Want dan
verhouding herstel. Stap nie kwaad uit die kamer uit. En dan, wat ek baie keer nog gedoen het, hulle gekielie het, grappies gemaak het, en as ons uit die badkamer uit kom, sê jy nooit sê ek, kind het nou net geslaap. So dit was 'n event. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit vir ons gewerk. Nou, die laaste ding wat ek vandag, die belangrikste van my en jou opvoeding, ou kinders, geestelike deel. Eerste plek, sê ek weer, dit wat ek is, my gewoontes, leer my kinders. My gewoontes, skiets, as oggend vir julle, miskien, die toene trap. As ek so af en toe kerk toe gaan. Die kinders volg my voorbeeld. Hulle doen wat ek doen. So dit wat ek wil hê my kinders moet word, kom nie deur vir hulle te sê hulle moet nou, en hulle te gaan, skoon my, aflaai by die kerk nie. Daar's baie keer omstandighede. Staan dit. Ek praat van elke week. My kinders word wat ek is. Hulle het nie veel van 'n Stefan en David nie eintlik kan ek sê, koning gehad nie, want hulle moes kerk toe kom. Saam met my kerk toe kom. Saam met my en Line. Maar, jy sien dit. Ek moet vir my kinders pad van die Here wys. Hierdie gedeelte in Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Eerste 7 jaar word 'n basis gelê. Veral die eerste paar jaar, eerste 3 jaar, die kind leer wat nee is. As hy een woordjie leer, moet dit wees nee. As hy vir hom sê nee, is dit nee, en as hy die nee nie gehoorsaam is nie, dan is daar moeilikheid. Hulle moet verstaan. Dis deel van dissipline, broers en susters. Okay, as jy dit nou weer doen. Okay, as jy dit nou weer doen. Okay, as jy dit nou weer doen. Dis 'n probleem. Jy leer 'n kind. Jy train 'n kind. Jy hoef 3 keer te wag. So as die Here eendag met hom praat en sê, doen dit. Weet jy, dit gaan weer kom. Nie nou daarop reageer. Dis hoe dit werk. Bid vir jou kinders. Konstant. Bid saam met jou vrou vir jou kinders. Daar moet geleenthede geskep word, wanneer dit ook al mag wees. Ons lewe in 'n veranderde wêreld en dis nie altyd maklik nie. Maar eers moet daar saam gebid word. Die gesin. Ek weet in party omstandighede is dit nog steeds moeilik. Dat 'n enkel ouer is, kan nie sê dis makliker nie. Maar dis belangrik. Ons lewe in 'n tyd wat ons leer en verstaan, ons kan van die Here hoor. As 'n kind gebore word, dit eintlik wat ons na die Vader toe moet kom en sê, Vader, wat sê U van hierdie? Wat is U gedagtes aangaande Harry? Wat is U gedagtes aangaande hom? Wat is U plan vir sy lewe? En vertrou die Here om vir jou te wys. En as die Here vir jou openbaar, dan begin jy dit oor sy lewe te spreek. En wat die Here sal doen is hy sal dit bevestig, deur profetiese woorde, deur op ander maniere. Maar dit is baie belangrik, broers en susters. En dan wil ek sê, daar's 2 skrifte wat ek vandag vir julle wil gee.
al twee is in Jesaja. Ek het dit al gedoen, maar ek wil dit vandag weer doen. Jesaja 44 vers 3. Baie mense sê dis die Ou Testament. Ek het nie net die nuwe verbond gekry nie, ek het die hele verbond gekry, ek en jy. So daar's Ou Testament beloftes wat nog steeds geld vir my en jou. Die beloftes van die Ou Testament sien ons net deur die kruis van Jesus. Dis al. Want Jesus het gekom. Jesaja 44 vers 3. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitsprei tussen die gras en soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here, en ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal op sy hand toe, ek behoort aan die Here, en hom met die erenaam Israel noem. Het dat nie gehoor nie. En ek sal op my hand toe, my arm. Ek maak net 'n grap, hy sê ek sal, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, erenaam. Dis die een skrifgedeelte, 44 vers 3 tot 5. Dan die laaste een is Jesaja 59 vers 1. Dis die woord wat ek en Lien so verstaan vir ons kinders. Hy luister nou. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle. Die Vader het met my 'n verbond. Dis hoe ek hierdie woord lees. Sê die Here, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here van nou af tot in ewigheid nie. Wow. Dis 'n loaded belofte. So ek hou hierdie belofte voor die Here. Ek en Linus, ons hou dit voor die Here. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, agterkleinkinders, soveel agter of kleinkinders is wat ons gaan hê. Selfs as ons hemel toe is. Nadat ons hierdie aarde verlaat. Geld dit nog steeds vir hulle. So broers en susters, dit is net van die dinge wat ek vanoggend julle wil deel. Afsluit. Dis 2 boeke. Beste is om sulke boeke in die hande te kry. Hier is 'n boek van Bill Johnson with Benny Johnson. Raising Giant Killers. Hy sal beskikbaar wees ergens. As jy 'n boek kan kry, kry hom. Belê in jou kinders. Dis beginsels wat jy uit gaan leer. Dis 'n ander ene van Jennifer Toledo. Children and the Supernatural. Jare gelede het ons 'n boek gekry. Die hande gekry. Like a Mighty Wind. Van Mel Tarry. Dis die uitstorting van die Heilige Gees in Indië. Op 'n stadium. Dis een van die kosbaarste boeke wat jy kan gaan lees. Want dit gee vir jou 'n idee van hoe lyk herlewing. Maar in daardie herlewing was daar hulle in die jungles, in die woude, oerwoude van Indonesië het hulle gelewe. En dan was al oral was hierdie klein villages. En dat hulle na village toe gaan. En in daai tyd het daar kinders wat weergebore is en vervul is met die Heilige Gees, het hulle kinderspanne tot stand gekom. Klein kindertjies. Wat hierdie kinderspanne, wat engele, saam met hulle deur die woude stap, oerwoude stap. Engele. Persoonlik.
Daar's 'n paar interessante dinge wat gebeur het, want die kindertjies is kindertjies. Dan doen hulle snaakse goeders en dan dissiplineer die engele hulle. Dis net interessant om dit te. Maar broers en susters, dis wat kinders is. Die een ding wat ons nie moet onderskat nie, is kinders. En ek prys die Here dat daar waar hulle is, kinderkerk, hoort in ons huise ook te wees. Hulle leer om die stem van die Here te hoor. Wag op die Here. Ek wil vandag vir u sê, die Here gebruik die kinders. Die kinders is nie, die kinders is eintlik die instrumente wat die maklikste, wat die Here die maklikste. Ons moet net bykom. Want hulle het nie inhibisies nie. Hulle lê hande op 'n sieke en hulle het nie ander ding nie. Daai sieke moet gesond word. Hulle het nie 'n saak nie. Hulle glo makliker, vloei saam met die Gees, hoor met die Gees baie maklik, want hulle het nie 'n klomp goeters wat in hulle koppe is nie, wat hulle teehou nie. Nou moet sê, amen. By ons oë toe is. As hier ouers sit vandag, jy voel skuldig. Vir foute wat jy gemaak het. Jou kinders. Wil ek vir jou vra om te staan. Bid agter my aan. Die Hemelse Vader, ek het foute gemaak. Maak nog steeds foute. Vra my te vergewe vandag. Beroep my vandag op U. Bid vir wysheid. Hoe om daai foute reg te stel. Dankie Heilige Gees dat U vir my help en vir my wysheid gee. In die naam van Jesus bid ek. Amen. Ons bid weer. Wie vir iemand vandag sit. Jy was in hierdie diens. Jy is vandag sit hier. Jy het nie sekerheid dat jy 'n kind van God. Jy wil hê ek moet saam met jou bid vandag. Daardie sekerheid in jou hart te kry. Wil ek jou nou vra om vir my. Nou almal se hoofde gebuig is in ons oë. Wil jy net jou hand in die opsteek? Is daar enige iemand wat wil hê ek moet vir jou bid vandag? Niemand kyk nie. Niemand kyk nie. Jy kan maar net jou hand opsteek. Is daar iemand? Ek gaan nou 'n gebed bid. Ek gaan jou vra om hierdie gebed agter my aan te bid. Daar waar jy sit, jy sal hoor as mense wat dit hardop bid. Hier is die gebed. Jy bid net agter my aan. Dis 'n gebed om kind Jesus aan te neem. Kind van God te word. Sê Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Soos wat ek glo met my hele hart dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het. Jesus leef. Vandag neem ek Jesus aan. Ek ontvang dit nou. En ek sê nou, Jesus is my Here. Ontvang die seën van die Here. Here seën jou. Here behoed.
Die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Genade is op. Die Here verhef sy aangesig. Gee vir jou aan in hierdie. Amen. Enige iemand is wat gebed nodig het of 'n gebed, kan jy net vorentoe kom.